Na 'n lang nag van baie lyding, het Judas Jesus met 'n kus verraai. Hy is van daar af met 'n pad gelei na die huis van Kajafas. Ek lees vir ons uit Matteus 26 vers 57. Hulle wat Jesus gevang het hom na Kajafas, die hoëpriester, gebring, waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge bymekaar was. Na Jesus se nag van gebed in die swaar stryd in Getsemane, is Jesus deur die soldate en die dienaars van die hoëpriester weggevoer. Sy disippels het in vrees weggevlug. Net Petrus en Johannes het hom op 'n afstand gevolg. Vanaf die tuin van Getsemane het hulle hom oor die Kidron geneem en op die steil kliptrappe laat loop wat vandag nog te sien is hier by die kerk van Sint Pieters in Gallicantu. Hierdie trappe het die onderste deel van die stad met die woning van die hoëpriester Kajafas verbind. Op hierdie pad is die Here, die skepper van die hemel en die aarde, geboei en in stilte soos 'n misdadiger voortgedryf. In die paleis is hy vir 'n tyd in 'n ondergrondse put aangehou, 'n klam, donker kerker waar hy alleen moes wag vir sy verhoor. Hier in die donker put kan besoekers vandag nog steeds aandoen. En Psalm 88 wat Jesus se lyding so mooi beskryf, kan hier in elke liewe taal voorgelees word. Ek lees vir ons 'n paar verse hieruit vanaf vers 5 in Psalm 88. Ek staan al met die een voet in die graf. Ek het geen krag meer nie. Dit is asof ek al tussen die dooies is, tussen die wat gesneuwel het en in hulle grafte lê. Die aan wie u nie meer dink nie, en van wie u jou hand teruggetrek het. Ek het my onder in die put laat beland, in diepe duisternis. En dan vers 19. U laat my vriende en my bure ver van my afstaan. Die duisternis van die dood is my geselskap. Elke tree wat Jesus daardie nag gestap het, en die groot gewig wat hy nie net in Getsemane gedra het nie, maar ook daar in die put, is vir ons skuld en ons sonde. Hy het nie net van Getsemane tot by Kajafas geloop nie, maar hy het die weg van volmaakte gehoorsaamheid tot aan die kruis voltooi. As ons onsself weer ook in 'n donker put van moedeloosheid of skuld bevind, herinner die Here ons daaraan. Hy was ook daar. Hy het die donkerte en die diepte en die alleenheid geken, en hy het dit namens ons deurstaan. Daarom kan ons op hom vertrou as ons enigste bron van hoop.